glo jy is gereed om die woord van die Here te hoor. Amen. Amen. Daar is hy. Ek sou dit weer 'n keer gevra het. Gewoonlik se reaksie nie een kant kry, dan vra ons die ander kant. Daar's 'n bietjie ringfeed op hierdie ding. Maak die monitors dood op hom asseblief. Dankie. So ek glo dat jy die Bybel saam het. Die Bybel het, lig hom so 'n bietjie op. Ons profeteer en ons proklameer. Sê saam met my, this is my Bible. I believe it to be the word of God. I believe it to be the truth. I believe that I am what it says I am. That I have what it says I have. And that I can do what it says I can do. In Jesus' name. Amen. Ek hoop jy glo dit. Sal jy blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Mag die Here in elkeen van ons harte vandag kom wakker maak weer liefde vir die evangelie, the gospel. Because it's all about the gospel. You know that the gospel is not a story, the gospel is a person. His name is Jesus. Amen. His name is Jesus. Ek gaan so bietjie Engels en Afrikaans, ek dink hulle noem dit mengels, ons praat mengels. Net om vir ons Engelse maatjies wat nie Afrikaans verstaan nie, hulle oefen, hulle weet ons gaan Afrikaans in die hemel praat. Maar terwyl hulle hier op aarde is, while they're here on earth, we gotta bear with them. And so let's read verse 1 from chapter 15. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the scriptures, that he was buried, and that he was raised, and on the third day, according to the scriptures. Net tot sover. Net daai gedeeltetjie. En is interessant dat Paulus hierdie hoofstuk begin met 'n herhaling, met 'n herinnering van wat hulle reeds gehoor het. Hy kom deel, hy sê, I need to remind you. Weet nie wie van u nie, maar ek moet gereeld herinner word aan goed wat ek moet doen. Ek het op 'n tyd vir my vrou gesê, daar's niks daarmee fout as sy my 1 keer in 6 maande herinner aan dit wat sy vir my vra nie. Ons het nodig om herinner te word gereeld. En spesifiek oor die woord van die Here. Spesifiek. Petrus skryf dieselfde. Ek skryf dit vir julle weer 'n keer. Ek wil vir julle iets anders geskryf het, maar ek skryf hierdie vir julle, om julle te herinner. And Paul does the same. He starts this chapter with a repeat of what he already preached to them. And he starts by telling them that he will be telling them again the foundation, die fondasie, die begin of why they have come to faith in the first place. And we need to remember that he's talking to the church here. Hy praat met die kerk, praat nie met ongelowiges nie, hy het hierdie brief geskryf vir die gemeente van Korinthe. So first he preached the gospel to them, they received the gospel, they stand in the gospel, and he still declares it to them again. As hy dit doen, is dit nie nodig dat ons, is dit dalk nie nodig dat ons dit meer hoor van kansels af nie. Die rou evangelie, soos Jesus Christus dit vir ons kom leef het en kom doen het. And this means that besides all other teachings, everything else that he taught them, van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 14, en van dit af verder, die tweede brief van Korintiërs, al die ander dinge wat hy byvoeg, sê hy is nie so belangrik soos hierdie. This is the epicenter of it all. The gospel. The gospel. And holy living is the direct result of what the gospel does. Om heilig te lewe. En dis iets waarna ons so gereeld moet raak in die woord van die Here. Waar ons so gereeld oor moet gesels, even met mekaar. Want dit is so belangrik. Hoekom? Omrede ons so vinnig vergeet. So kom Paulus sê, ek gaan jou herinner. I'm reminding you
of this. But this statement, merely to just live holy, does nothing for you if you do not stand in the gospel. If you do not stand in the gospel. En vandag, voor ek verder gaan, wil ek hê jy moet weet, as jy alles vergeet wat ek vandag vir jou sê, moet jy hierdie een ding onthou. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Die prys is ten volle betaal. Dit wat hy in die kruis deurgegaan het, en dit wat hy op die kruis en voor dit, het die prys betaal, het die wraak van God versadig, teen sonde, die straf, punishment of sin, sickness, disease. Jesus paid it all. And that alone is supposed to make us, dit moet ons buite onsself raak, as ons net daaroor dink, dat ons nie nodig het om die prys eendag te betaal nie. Dat wanneer ons eendag voor die Vader staan, voor die troon, en daar is so 'n dag vir elkeen van ons, wanneer ons so alleen voor God gaan staan, nie saam met chommies en familie, jy gaan so voor die Here staan en rekenskap gee. En dan weet ons daardie dag, die manier waarop die Vader na ons kyk, is deur die bloed van die lam, deur die lense van die bloed van Jesus. En ek en jy is geregverdig in hom, want Jesus het die prys ten volle betaal. Om heilig te lewe is nie maar net, of dit kom nie maar net van 'n opdrag lewe heilig nie. Dit kom alleenlik wanneer ek en jy staan. To stand in the gospel. Paulus sê, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you have received, and which you have taken your stand. Dis 'n standpunt, meer as 'n standpunt, dis meer as 'n leefwyse, dit is wie Christus Jesus is. En ek en jy moet geplant wees op daardie rots, onwankelbare rots van alle eeue, Jesus Christus. We need to stand. The gospel is not only for an altar call at the end of the service. It is the very reason we are saved, and the gospel continue to be that reason. We should never water down the gospel and lose focus of what Jesus has done just because of the fact that I have already heard the gospel. Daai ding van ek het dit al gehoor, is, wil ek amper half sê, is die rede hoekom soveel mense in gevangenskap lewe. Soveel kinders van die Here nie vry kan kom en los kan kom nie, is omrede hulle nie weer herinner wil word aan wat Jesus aan die kruis gedoen het. Aan die straf wat Jesus gedra het vir ons. I've already heard that. Because it's what the lover of your soul did for you, so that you can have him and he can have you. It's the ultimate love story. Girls is meer prone om na liefdesverhale te kyk en liefdesverhale te lees. Hierdie is die ultimate love story. The man pursuing the woman, Jesus pursuing his church, his bride, giving his life for her. Sy self, homself opgegee vir sy bruid, vir my en vir jou. Ek en jy is bruid. As ek en jy staan in hierdie evangelie soos wat Paulus sê, dan is ons bruid. En ek en jy is in hierdie proses om skoon gemaak te word, skoon gewas te word. Dit is wat die evangelie doen. Dis wat Jesus doen vir my en jou. He keep on cleansing us. It's one of the benefits. He says, do not forget one of the benefits of the Lord, who keeps on healing our bodies, who keeps on forgiving our sins. The blood of the Lamb keeps on washing you. Ek en jy het dit nodig. Ek en jy het dit nodig. En ons het nodig om herinner te word aan die evangelie. We so often see the gospel as just a catalyst, just the beginning, just the starter, die vuur aansteker vir die geestelike lewe. Ek het die evangelie gehoor, ek het die keuse gemaak, en nou begin my pad, en nou het ek al hierdie moeds en moenies, al hierdie goeders wat ek moet leer, al hierdie doktrines. Die evangelie is ver meer as dit. Die evangelie is nie net die firelighter nie. He is the fuel. The gospel is a person. It is Jesus. It is Jesus, and He is the fuel to a holy life through the Holy Spirit. Because first, you and I need to understand that the grace that saved us is the grace that keeps on saving us. It's the grace that keeps us saved, rather I should say. It's the grace that keeps us saved. Because, or only when you and I stand in this gospel. Want dis wat Paulus sê hierso.
By this gospel you are saved, if you hold firmly. If you hold firmly. Daar's 'n voorwaarde. Ons almal weet, ons almal het al gehoor van once saved, always saved. En ek hoop hier is wat jy glo nie. En ek wil vandag vir jou sê, daar is nie so 'n ding nie. You and I need to stay saved. We need to hold firm to the word of God. We need to stay anchored. Ek en jy ons moet geanker bly in die rots van Jesus. Dit beteken daar's 'n keuse, ek en jy het 'n keuse. Ek en jy het 'n keuse. Hou aan die regte keuse maak. Dis hierdie selfde Heilige Gees binne my en jou woon, en ek en jy moet weet van die begin af, dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie geskei kan word van mekaar nie. Een persoon, ek en jy kan dit dalk nie verstaan nie, maar dis fyn, dis okay. Eendag, ons ken nou ten dele, eendag sal ons ten volle weet. Maar ons moet weet, dat dit die volheid is van Christus wat binne in ons woon, deur die Heilige Gees, en hy is die een wat ons krag gee om heilig te lewe. Heel eerste, ek en jy sou nie tot geloof gekom het, as dit nie die Heilige Gees is wat ons getrek het. We are drawn by the Spirit. We are convicted. Ons is oortuig van ons sonde deur die Heilige Gees. Dan word ons gered deur Jesus wanneer ons dit aanvaar. Dan kry ons die Heilige Gees wat binne in ons woon om ons te help. Die instaatsteller, die trooster, die helper, die ander helper wat Jesus sê hy stuur vir ons. Hy het geweet ek en jy gaan dit alleen kan doen nie. As jy ooit gedink het jy gaan dit alleen kan doen, ek wil jou babbel bars vanmôre. It's not possible. All of us have tried. Almal het al probeer om dit op ons eie te doen. En ons almal moes agtergekom het, but we can't. It is only in Jesus. Ek en jy die Heilige Gees nodig. Hy is die een wat ons bring tot, he brings us to repentance. And it's something we should never lose, is to repent daily. To repent. Dis nederigheid, om te besef, ek is voor die Vader en ek het sonde in my lewe, of ek het sonde gedoen, of wat ook al die geval wees, en repent. En ons weet, repentance is nie maar net sorry om môre weer dieselfde te doen en weer te repent nie. Repentance is ek draai weg van dit af. Bely en laat staan, dis repentance. Dis hoe ek en jy staan in die evangelie. Dis hoe ons, that's how we hold fast to the gospel. Through repentance. Ek is so bly ons het die Heilige Gees gekry, om 'n heilige lewe te leef. Dit klink vir my die Heilige Gees weet alles omtrent heiligheid. Dis sy naam. Dis sy naam. Dis geen wonder Jesus sê, wees heilig. Ek is heilig. Vader, geef ons daai opdrag. Wees heilig. En uit onsself uit, onmoontlik. Saam met die Heilige Gees, hy help ons om heilig te lewe. Jesus Christus kom vervul dit, en hy maak ons heilig voor die Vader. Maar ek en jy moet kies om nee te sê vir die sonde. Dis 'n keuse. Maak die regte keuse. The grace does not work, and we just sit. That's not how grace works. Grace does the impossible. Genade doen wat ek en jy nie kon doen nie. Ek en jy die keuse om te maak. Wat doen ons met die genade wat die Here vir ons gee? Gaan ek dit deur die modder sleep? Gaan ek mors met dit wat Jesus vir my in die kruis gedoen het? Gaan ek sy genade aanvaar en lewe soos hy my leer? Gaan ek vashou aan hierdie evangelie? Hoekom? Want hy het klaar betaal. Amen. Hy het klaar betaal. Ek en jy hoef nie die vloek te dra nie. Ek en jy hoef nie gebuk te gaan onder sonde nie. Ek en jy hoef nie hierdie las te dra nie en die juk van hierdie wêreld nie. Die las van Jesus is soveel ligter en sy juk soveel sagter. Amen. Dis wat genade vir my en jou doen. He does not treat us the way our sins deserve. That's grace. That's grace. En elke ene kan maar net self omdink. Die sondes wat ons al gedoen het en die aanjaag wat ons al aangejaag het in hierdie lewe. Ek vir myself kan maar net sê dankie Jesus. Ek dank die Here. Daar's 'n skrif wat leer, blessed is the man whose sins are not held against him. That's me. That's you. Elkeen van ons is geseën want ons sondes eendag nie teen ons gehou word nie. Want Jesus het dit gedra. He paid the price. He paid the price. Sê 'n bietjie vir jou neighbor, he paid the price. The origin of our faith is the name of Jesus. The origin of our faith is the suffering of Jesus, the blood of Jesus, His death, His burial,
and His resurrection. That's the full gospel. That's the full gospel. Ons kan nie die evangelie afbreek en dit afwater, sodat ons net beter kan voel en sodat vir ons gemaklik klink op die oor. We cannot make it less gory and less bloody. It is what it is. En as ek en jy dit afwater, word dit 'n halfe evangelie en dan is dit geen evangelie nie. The true gospel is the full gospel. You cannot remove any of what happened from this weekend because Jesus paid it all. Elke gedeelte, daar's detail in elke skrif. Daar's soveel detail. En ek en jy kan niks van daai detail uithaal nie. Want dan haal ons van die evangelie uit. There was no comfort in the suffering of Jesus. There was no comfort for Him on the cross. Why would we choose to comfort our ears? Waarvoor sal ons kies om gestreel te word in ons ore, sodat dit ons nie offend nie, en sodat mense nie offended mag wees, deur dit wat die woord van die Here sê. I want to tell you, it's not what some say, but it's what God says. And what God says, so help me God, I will say. En elkeen van jou, elkeen van u moet dieselfde sê. Ons moet die woord van die Here preek. Ons moet die woord van die Here lees. Ons moet die woord van die Here leef. Dit wat hierin staan as die waarheid. It is the truth. And it's nothing but the truth. Dis wat hierdie is. Moet dit nie afwater nie. Moenie skrifte uithaal nie. Moenie skrifte verdraai nie. Lees in konteks. Woord van die Here is wat my en jou verander. Daar's geen verandering as ek en jy nie hier lees nie. Wat het vlees geword? Die woord het vlees geword. Dis Jesus. Dis onlosmaakbaar van Jesus. Dis alles hy. He fills everything in every way. En as ons net dink aan daai skrif, net dit alleen. Vanaand in jou binnekamer, of wanneer ook al jy stilte tyd het, môreoggend, wanneer ook al, dink bietjie aan daai skrif. He fills everything in every way. Nou die Heilige Gees toe om dit aan jou te openbaar, sodat ons kan verstaan, want ons het hom nodig. Hy is die een wat die letter vir ons lewend maak en oopmaak. The gospel is the full gospel with all the detail. Sugarcoating is for baking classes. Sugarcoating is not for the church that needs to be presented a holy bride. Ek en jy kan nie die evangelie afwater nie. Ons kan dit nie mooi laat klink nie. As Jesus gelei het, en die Bybel sê vir ons hoe hy gelei het, as 'n skrif wat sê dat hy is geslaan, hy was onherkenbaar. Dink net aan dit. My bones was exposed. Lees bietjie Psalm. Die boek van Psalms, daar is soveel van hulle wat verwys na dit wat Jesus deurgegaan het. As die Bybel dit sê, is dit die waarheid. Dan is dit deel van die evangelie. The price that was paid is way too big and way too valuable for us to be comfortable. The price that was paid, it was paid so that we can have an eternity with Him, with the lover of our souls, with the one, this perfect bridegroom who gave Himself for His bride, the church. This eternity without Him is a fire that is not quenched. Ek en jy het 'n keuse, either met of sonder Jesus vir die ewigheid. En ek en jy moet baie seker maak watter kant ons staan. Ek wil met hartseer sê dat daar's baie mense wat in die kerk sit wat glo dat hulle dit gaan maak. Wat glo dat hulle op pad is hemel toe. Daar's mense in die kerk wat nie hierdie lees nie. Wat nie die Here 'n kans gee om aan hulle te werk nie. Om hulle te verander. Want Jesus kom terug vir 'n rein bruid. Vlekkelose bruid. Dis wat ek lees. Dit beteken ek kan nie sonde in my lewe toelaat nie. Dit beteken ek moet sonde veg, teen dit veg. En dit weerstaan. En dit is moontlik. Jesus sê, hy die wêreld oorwin.
En hy sê elkeen wat in Christus is oorwin hierdie wêreld in Johannes. So dit beteken dit is moontlik vir my en jou deur die hulp van die Heilige Gees om staande te kan bly. It is possible. Ek en jy moet baie gereeld ons redding bevraagteken. We need to question our salvation very often. And there's only one way, is to read this, to make sure. Bybel leer ons dat wat is hierdie soos 'n spieël. Ons kyk in hierdie spieël en ons moet die beeld van Jesus sien. Jesus se lewe moet deur my en jou gaan. Ons lewe moet 'n weerspieëling wees van wie hy is. Ons moet lewe met die doelwit om in sy voetspore te volg dag in en dag uit. En ek wil vir jou sê, nie net in die lekker goedjies nie, nie net daar waar die brood en die visse vermeerder was, daar waar almal lekker geëet het nie. In alles, selfs in die lyding, even in the suffering. As ek en jy in sy voetspore wil volg, beteken dit dis al sy voetspore, which means there will be suffering for us. So Naps het gister gepreek, it's a given. It's a given, there will be suffering. Maar ek wil by sê dat dit 'n eer is om te ly vir Jesus. Ek moet vir julle sê dat ek praat nie van siekte nie. Siekte kom nie van Jesus af. Siekte kom nie van die Vader af. Alles werk ten goeie mee. Ek wil by sê dat ek wil heel eers sê dat ek verstaan nie altyd nie. Ek wil heel eers my hand in die klas opsteek en sê, Heer, ek verstaan nie, verduidelik vir my. Wat is die doel dan? Hoekom is daar nie altyd genesing vir almal? Hoekom gebeur dit nie altyd soos wat ons in die woord lees het gebeur nie? Ek verstaan nie, ek het nie al die antwoorde nie. Maar ek weet Jesus het. Ek weet dat ek en jy moet by sy voete bly, maak nie saak wat nie. Was Jesus by magte om ver meer mense uit die dood uit op te wek, toe hy op aarde geloop het as wat hy het? Yes, hy was. Maar ons lees nie van baie nie. Ons lees van Lazarus, ons lees van die weduwee se seun, ons lees van Jairus se dogter, mis ek een? Was 3. Hy was by magte vir soveel meer. Hoekom ons weet nie? Hoekom hy dit nie gedoen het nie? Ek en jy het nie al die antwoorde nie. Hoor dit vandag. Ons ken vandag ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Eendag sal ons ten volle ken. The gospel is the good news. It is the message of the Bible, from Genesis to Revelation. Van Genesis tot Openbaring is hierdie die evangelie. Selfs die skepping praat van opstanding van Jesus. Op die 3de dag het die grond grond oopgebreek en het bome en plante gegroei. Jesus sê, 'n saad sal nie vrug dra alvorens hy nie in die grond val en sterwe nie. Jesus het op die 3de dag wat gedoen? Opgestaan. Selfs die skepping praat van die opstanding van Jesus. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Vers 2, by which you are saved. This gospel by which you are saved. If you hold fast. Voorwaarde. As jy vashou. Jy nie vashou nie. If you do not hold fast to this gospel, maybe you need to ask yourself, are you born again after all? Am I questioning your salvation? Yes, I am. I'm questioning mine also. Ons moet dit doen. Daar's 'n skrif wat ons leer, hy wat meen dat hy staan moet pasop dat hy nie val nie. Want wat doen die vyand? Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. And he is the deceiver of the brethren. And he will deceive you. And you might think you are standing. You might think you are fine. All the time you are not. The mere fact that you think that you are standing and that you are fine is a sign of pride. En dis dieselfde trap waarin die vyand getrap het. Don't fall in that same trap. Ek glo dat dit belangrik is dat ons gereeld sal question. Here, help my.
Is ek waar ek moet wees? Presies. Daai Psalm wat Dawid gesê het, die grond my hart, Here, soek in my. Wys my as daar weg van smart is. Selfondersoek, so belangrik. We should constantly check whether we still hold fast to the word that was preached to us. And biblical evidence of a redeemed life is what we should measure ourselves on to check whether we are still holding fast. Is daar vrug in jou lewe? Dit wat Jesus gesê het, dit wat hy gepreek het, dit wat hy geleer het, doen jy dit in jou lewe? Is jy gehoorsaam? Jy sê vir my, Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie. Jy sê jy is lief vir my, jy doen nie wat ek sê nie. Hieraan is jou liefde gemeet. Dis hoe die Vader ons liefde meet. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Holding fast to the gospel means the fruit of the gospel showing in your life so that Jesus can be glorified. Ek sê weer, so that Jesus can be glorified. It's not to glorify man. Man should not receive any glory because God doesn't share his glory. Jesus alone should be glorified. The fruit of the life of Jesus in you, which means your body being his temple, which means his word being true food to you, and you feasting on him, and you hating the sin in your life enough to war against it. Haat ek en jy sonde? Haat ons die dinge van hierdie wêreld? Of is ons nog lief daarvoor? Is daar verandering in ons lewe? Ek verstaan, ek weet, die dag tot ons tot redding gekom het, alles was nie die volgende dag reg nie. Dis 'n pad wat ons stap. Maar is jy nog op daai pad? Laat jy nog toe dat die Heilige Gees nog met jou werk? Gee hom nog kans, want hier is die kans wat jy hom gee. Spandeer ons tyd in die woord van die Here. Why? Because Jesus paid it all. Amen. Jesus paid it all. Love for the world dispersed the love of God in us. 1 John 2:15. Liefde vir hierdie wêreld is vyandskap met God. Wees baie versigtig. Wees baie versigtig. Die vyand is 'n meester om goeders te cover, om te lyk soos, om te klink soos, om te praat soos, om te doen soos. He's a master manipulator. He's a con artist. He's the deceiver of the brethren. En hier is hoe ek en jy hom gaan uitken, net hier. Net hier, geen ander manier nie. Jesus paid the way, the price Jesus paid his way to higher price. For us to live one foot in the world and one foot in the church. Prys wat Jesus betaal het is ver te groot. There's no version of Christianity where we live one foot in the world and one foot in the church. That's not true. That's not the true gospel. That's not true Christianity. Christianity is Christ-likeness. Like Jesus. That's Christianity. Verse 3, for I delivered to you first which I have also received. Paulus gee, ek gee vir julle dit wat ek ontvang het. Meaning his previous way of holy living was wrong. Waarvolgens het Paulus gelewe? Ons ken die geskiedenis van Paulus toe hy nog eers Saulus was. Hy het gelewe volgens die skrifte. Hy was 'n fariseer, skrifgeleerde, wetgeleerde. As daar iemand is wat die skrif geken het, was daai ou. Hy het dit geleef. Maar hier is die fout wat hy gedoen het, of die fout wat hy gehad het, of die probleem wat hy gehad het. Hy het nie die een geken oor wie die skrifte gegaan het nie. Wanneer ek en jy die skrifte ken, maar ons het nie 'n diep liefde vir Jesus Christus nie, sal ons die skrifte misquote. Ons sal dit gebruik om divisie te bring in steede van eenheid. Ek en jy het nodig om die skrif te ken. Maar meer as dit, ons het nodig om die een oor wie die skrif gaan te ken. Jesus Christus. Jesus Christus. Paulus se oë het oopgegaan. Het skille van sy oë afgeval toe hulle vir hom gebid het. Na hy tot bekering gekom het, na hy so 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Wat was die eerste ding wat hy gedoen het? Reg die tempel toe. Wat het hy begin doen? Dadelik gepreek dat Jesus die weg is. Dieselfde skrifte wat hy geken het om Jesus te vervolg, daar dieselfde skrifte toe die skille van sy oë afval,
het hy gesien waaroor dit gaan en oor wie dit gaan. Jesus Christus, wat die volle prys betaal het. En waar begin hy? He starts with the death of Jesus. Die dood van die Here Jesus Christus, die ware evangelie, die volle evangelie. Die dood van die Here Jesus. Ek en jy kan dit nie skei van enige iets in ons Christendom en ons lewe nie. Hierdie kruis wat vandag maar 'n teken is van ons redding, van dit wat Jesus gedoen het. In daai tyd was dit heel iets anders. Dis ek dink ek wil dit vergelyk met vandag as ek en jy na 'n stoel moet kyk waarop ouens geelektrocute was. Wat dit was die simbool vir daardie tyd. Marteling, doodgemaak te word. Maar vandag is hierdie vir my en vir jou simbool van oorwinning. Jesus Christus het hierdie kruis gedra. Hy het die straf gedra, hy het 'n vloek geword, nie net die vloek gedra nie. Woord van die Here sê vervloek is elkeen wat in hout hang. Hy het daai vloek geword. Hy het oorwin. Hy het oorwin, Jesus het oorwin. Today the world loves a superhero, not necessarily a bleeding savior. Ek en jy moet pas op hoe ons Jesus sien. Hy is nie net 'n superhero nie. Ek en jy kan nie net 'n aspek van hom aanbid nie. God is liefde, maar ek en jy kan nie net fokus op die mooi liefde gedeelte. God is ook regverdig. God haat nog steeds sonde. Kan ek vir jou sê, die prys wat sy seun betaal het vir sonde, is 'n baie groot prys. Is 'n baie groot prys. Is die rede hoekom as ek en jy nie kan vergewe nie, kan God ons nie vergewe nie. Want God vergewe deur die bloed van sy lam, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Daai prys was so groot. Dit was die sonde van die hele wêreld, van almal wat al geleef het, almal wat daai tyd geleef het, almal wat nog gaan leef, tot en met waar ons vandag is en wat nog kom. Almal se sonde. Niemand is nie onder daardie belofte van vergifnis as ons dit aanvaar nie. Almal, die wêreld se sonde, dis 'n groot prys. Maar ek en jy, ons sukkel om iemand te vergeef vir een ding wat hulle teen ons gedoen het. En ek is eers dood, het my nie eens doodgemaak nie. Die seun van die mens doodgemaak, gemartel, verneder, en God vergewe. God vergewe. Ek luister weer vanoggend na daai gedeelte wat ek gister gestuur het, The Passion of Jesus. In die gedeelte praat hy die prediker en hy noem, terwyl hulle Jesus slaan, kyk hy vir hulle en hy bid vir hulle. Imagine daai liefde. Imagine daai liefde. Hulle is vol wraak en vol haat. En hulle kry lekker oor die slaan en die marteling van hierdie persoon vir hulle. Maar Jesus vat dit, elke hou. Ja. Jesus, who for the joy set before him endured the cross. He did it for you and me. The joy that was set before him is our salvation. It's us being reconciled to the Father, in right standing with the Lord, our Creator. Dit was hierdie vreugde wat voor hom sit, as terwille van dit, het dit deurgegaan. Gehoorsaamheid aan die Vader. Ek lees gister iets anders, sê hulle, as daar net een persoon op die aarde was, sou Jesus nog steeds die prys betaal het. He would have done it. Can I tell you something else? I believe if there was no nails to nail him to the cross, Jesus would have held on to the cross. Hy sou aan die kruis vasgehou het, om die prys te betaal, sodat ek en jy vry kan wees. He would have held on for you and me. Hy sou vasgehou het. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Vers 4, amper klaar. Jesus was crucified according to the scriptures. According to the scriptures. Ek en jy moenie hierdie skrifte onderskat nie. Van Genesis tot Openbaring is dit belangrik dat ons weet wat hier staan. Alles het gebeur volgens die skrifte, sodat die skrifte vervul kan word. Die geweet dat Openbaring 13 vers 8 sê, the lamb was slain from the foundation of the earth, not from the fall of man, from the foundation of the earth. That means this was in God's plan from the beginning. Reg van die begin af het God geweet wat gaan gebeur.
Reg van die begin af, het God geweet, het God geweet, Jesus gaan verloon word. Geweet wat Judas gaan doen, geweet wat die mense gaan doen. Geweet wat ek en jy gaan doen. He was slain from the foundation of the earth. This was God's plan from the beginning. Jesus dying, being buried, and rising again on the third day. It was his plan. And remember, this is not a side issue. Die opstanding van die Here Jesus, die kruisiging, dit wat ons oor Paasnaweek vier en geniet, is nie 'n side issue nie. This is the epicenter of Christianity. As dit nie is vir wat ek en jy hierdie naweek vier nie, dan was daar nie 'n ek en jy nie. Dan was daar nie vandag 'n kerk nie. Kerk is gebore aan die kruishout van Golgotha. Toe Jesus se sy oopgeskeur is, met 'n spies en water uitgevloei het. Selfs soos wat Eva gekom het van Adam. So is ek en jy die bruid van Christus. En hy het sy lewe vir ons gegee. Scripture teaches that his body would not see decay. Psalm 16 verse 10 and also in Acts 13. We need to know that our body, although flesh and blood, is very important to the Lord. It's very important to the Lord. 1 Corinthians 7 verse 15 says, do you not know that your bodies are members of Christ himself? Hoor net dit. Your bodies are members of Christ himself. Dit is belangrik dat ek en jy reg lewe. Dit is belangrik dat ek en jy hierdie liggaam na omsien. Dit is belangrik dat ek en jy seker maak dat ons met hierdie liggaam heilig lewe. Waaroor sal ons, as ons dan deel is van Jesus Christus, homself, sy liggaam, waarvoor sal ek hierdie ledemaat van Jesus se liggaam gebruik dan, om sonde te doen? Our bodies typify the body of the Lord. We need to understand that our bodies are connected to our spiritual life. En ons weet dit, dat wanneer ons sonde doen, dan voel ons daai afstand van die Here, onmiddellik. Nie omrede Jesus wegtrek nie, nee. Sonde bou 'n skeidsmuur. Sonde maak dat ek en jy wegtrek van die Here. Want wat het Adam gedoen die oomblik toe hulle sondig? Wat doen hy? Kruip hy weg. Dis wat ek en jy doen. Dis nie omrede God wegtrek nie. Ek en jy doen. Daaroor het ons nodig om seker te maak, ons lewe heilig. 1 Johannes 5 vers 4, everyone born of God overcomes this world. Asseblief hoor God se hart vanmôre. Daar's redding, maar daar's ook oorwinning. Daar's ook oorwinning vir my en jou. Ek wil graag afsluit met hierdie volgende early church prayers regarding the burial of Jesus. And somebody wrote this on behalf of Hades, the grave. Hoor hierdie, hy sê, would that I have not received this one, with a capital O, who was born of Mary, for he has come upon me and loosed my power. He has shattered the ancient gates of brass. Psalm 24 praat van hierdie eternal gates. The souls which I have held as of old, as God he has raised them up. Glory, O Lord, to your cross and to your resurrection. My authority is dissolved. I received a mortal as one of mortals, but this one, over him I'm powerless to contain. With him I lose everyone who was bound up and over which I ruled. En ek en jy moet weet dat Jesus, when he came up from the underworld, he did not come alone. He came with friends. He came with friends. Johannes 17 bid Jesus, hy sê, Lord, I want those you gave me to be where I am. And God answered, when Jesus was raised from the dead, was not others also raised? Ek dink dit was 'n rowwe tyd in Jerusalem gewees daai tyd. Toe Jesus opgestaan het uit die dood, het die grafte oopgegaan, dat mense opgestaan uit die dood uit. Ek dink dit moes, vir die wat nie verstaan het nie, was dit 'n rowwe tyd. Jou oom of jou tannie, of jou pa of jou ma of jou oupa of jou ouma kom klop aan jou deur. Opgestaan uit die dood, want Jesus Christus het opgestaan. Halleluja. Hy gaan aan, hy sê, for ages I have held the dead, but behold, he has raised them up.
Glory, O Lord, to your cross and your resurrection. Die dood het geen houvas op Jesus nie. Die graf het geen houvas op Jesus. And God blessed the seventh day. It is the day of rest, where the begotten Son rested from all his works. And through his death in body he rested. And having returned to it again through resurrection, he has granted us life eternally, as the only good and merciful Lord. Maar klaar met die laaste gedeelte van vers 4. And he rose again on the third day. Ons het die geleentheid om dit môre te herdenk en te vier. Daaroor wil ek nie veel daaroor sê nie. But it's part of the gospel. That's why I cannot leave it. Ek moet net sê, the resurrection of Jesus declares that he is the Son of God. Romeine 1 vers 4, and whom through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Amen. It was impossible for the grave to have hold on Jesus. Hoor hierdie, Handelinge 2:24. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Hallelujah! Kan ons die Here loof? It was impossible. Daar's baie dinge in ons menslike verstand wat onmoontlik is. Maar as die woord van die Here sê dis onmoontlik, moet ons weet dis regtig onmoontlik. Because how could the one how could the earth keep the one who holds the earth? Een wat die wêreld in sy hande hou, hoe kon hierdie aarde hom vashou? How can you hold the one who holds you? It was impossible for the grave to keep its hold on him. Hallelujah. The resurrection assures us of our justification. Justification means the removal of our guilt, our being in right standing with the Father again. The resurrection assures we have an intercessor at the right hand of the Father. Skrif leer ons, Jesus, therefore he is able, Hebreërs 7:25, therefore he is able to save completely those who come to God through him, completely, hoor? It's nie 'n halwe job nie. He cried out, it is finished. Because he always lives to intercede for us. And lastly, his resurrection is your resurrection. Sy opstanding is my en jou opstanding. Mag ons nie vergeet die volle evangelie. The full gospel. It means Jesus paid it all. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie vir die volle evangelie. Dankie vir die volle verhaal. Dankie vir al die detail in hierdie evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dankie dat u die volle prys betaal het en dat ons in u mag wees. Sal hierdie woord lewend hou in ons harte, Here. Ons dit nooit sal afwater nie. Nooit sal vergeet nie. Ons self sal konstant herinner, soos Paulus hulle herinner. Mag ons altyd Jesus soek. Asseblief. Amen. En amen. Amen.